ons het meer as 100 dominees wat betrokke is in die program. So dis regtig 'n predikante saamkoms vir dominees deur dominees. So daar's nie 1 of 2 mense wat nou die hele tyd die mikrofoon gaan hê nie. Almal gaan iets doen en so gaan ons iets gee en ook iets ontvang. Honderde NG predikante van reg oor die land beplan om einde Augustus vir 'n paar dae bymekaar te kom by 'n Bolandse warmwaterbron. Ek gesels met sameroeper Dominee Maartjie van der Westhuizen en 2 ander om meer uit te vind oor hierdie byeenkoms en wat hier gaan gebeur. Jy luister na Kerkbode Kollig. Ek hoop jy luister lekker saam. Maartjie, hoekom is so groot byeenkoms dan nou nodig? Wat lê agter julle denke daarmee? Ek wil eers sê dankie dat ons vanoggend kan saamgesels oor hierdie belangrike saak. Ons is baie opgewonde oor hierdie byeenkoms, want ek dink daar's iets besonders wat gebeur wanneer die groter kerk bymekaar kom om die Here te aanbid. Nou, almal wat al by 'n algemene sinode was en dit bygewoon het, sal weet daar gebeur iets spesiaal wanneer predikante en kerkraadslede reg oor die land saamkom om die Here te aanbid, om te sing en te onderskei. En dit herinner 'n mens dat jy deel is van iets groters as net jou eie gemeente. Nou dit is soos jy sê, die NG Kerk bied baie geleenthede waar predikante plaaslik saam kan wees, soos byvoorbeeld in ringe en streeksinodes en ander byeenkomste. Maar op nasionale vlak gebeur dit egter baie min. Die algemene sinode sitting of vergadering is elke 4 jaar. En as 'n mens mooi gaan kyk na die mense wat afgevaardig word, is daar maar so 160 predikante wat elke 4 jaar afgevaardig word. En dit beteken eintlik dat daar 'n hele klomp dominees in ons kerk is wat nooit die geleentheid kry om iets van die Hebreë kerk te beleef nie. Nou die laaste byeenkoms wat ons gehad het was so 21 jaar terug, waar al die predikante saamgekom het daar in Bloemfontein. En die mense wat dit bygewoon het, is nou nog besig om te praat oor die waardering wat hulle het en die blywende indruk wat daai byeenkoms gelaat het. Nou, met die vergaderings wat ons laas jaar gehad het, het die leierskap regtig diep geonderskei en gevoel, dit is nou weer tyd om die predikante van reg oor Suid-Afrika bymekaar te kry. En soos wat jy nou gesien het ook, hierdie byeenkoms is doelbewus anders as 'n sinodesitting. Dit is nie 'n vergadering waar daar besluite geneem gaan word nie. Dit is 'n plek waar die mense wat weekliks die evangelie verkondig, net saam kan kom en bemoedig kan word en versorg kan word. So, gedominees is altyd dies wat dien en dies wat gee en hopelik hierdie keer is dit 'n plek waar jy kan kom rus en waar jy kan kom ontvang en geïnspireer word. So, ons sien baie uit. Dankie Maartjie, ek gaan bietjie net nou ook met jou gesels oor hierdie anderste program wat julle het vir hierdie sang byeenkoms. Dit is werklik uiteenlopend. Nou, maar jy is as algemene sekretaris van die NG Kerk, ek wil graag by jou incheck, is jy op 'n besonderse manier, het jy jou vinger op die pols met wat aangaan in die Hebreër Kerk, in die Hebreër Kerk familie, jy was nou onlangs in Malawi, so mooi geskryf daaroor op 'n kerkbode, maar jy's bewus ook van dat daar baie nood is in die land. Dit gaan met baie gemeentes swaar, dit gaan met sommige predikante in klein gemeentes swaar. Vir hulle, hoe regverdig met so 'n saamkoms binne so 'n realiteit? Helene, ek verstaan die vraag baie goed. Ek dink dit is 'n vraag waarmee 'n kerkverband voortdurend saamleef, is hoe gebruik ons die gawes wat aan ons toevertrou is op 'n verantwoordelike manier. So, ek dink die vraag is, jy weet, of ons eerder aan noodverligting moet aandag gee en of ons eerder predikante moet ondersteun nie. Die belangrike ding is om albei te doen, want om na predikante om te sien is nie 'n alternatiewe diens aan die wêreld nie, dit is deel daarvan. So ek wil dit miskien so verduidelik en ek probeer dit altyd maar vir myself so duidelik as moontlik verstaan. Daar's verskillende partye in die kerk, ek sê dit nou so half in aanhalingstekens, en verskillende partye wat verskillende rolle speel en verskillende verantwoordelikhede aanvaar. Hierdie tipe byeenkoms wat ons in Augustus het, waar jy so groot persentasie van die kerkse leraars uit die kerkverband bymekaar bring, dit is nie die inisiatief van 'n plaaslike gemeente nie. Dit is ook nie die rol van 'n plaaslike gemeente om so iets vir die kerkverband te reël nie. Dis selfs nie eers die rol van 'n ring
of van 'n streeksynode nie. Dis 'n baie spesifieke geleentheid waar daar doelbewus gepoog word om te belê in die mense wat elke dag in die kerk werk en die kerk dra. Hierdie is 'n baie spesifieke geleentheid waar die kerkverband doelbewus belê in die mense wat elke dag direk in die kerk werk en dien. Want die bediening vra baie van predikante. So wanneer 'n mens so voortdurend direk met die laste van mense werk en ander ondersteun, kan dit jou uitput en dreineer. So om na dominees om te sien is tot voordeel van die gemeente en van die gemeenskappe wat deur dominees gedien word. So en miskien dan net ook dit op hierdie manier probeer antwoord, nood en die verskillende vlakke waarop die kerkverband in die samelewing op nood reageer. Toe ek onlangs in Malawi was daar byvoorbeeld terselfdertyd 'n gemeente uit Bellville, 'n enkel gemeente, wat besig was om 'n voorskoolse onderwyssentrum daar te bou, 'n gebou op te rig. So dit is nie uit algemene synode fondse gefinansier nie. En net so word hierdie saamkoms nie deur daardie gemeente gefinansier nie, maar deur die kerkverband as deel van sy verantwoordelikheid teenoor sy predikante. So dit is juist die mooi van 'n kerkverband, dis een liggaam wat op verskillende maniere dien. En hierdie saamkoms is die rol en die verantwoordelikheid van 'n algemene synode. Ja man, is ek reg daar, julle het juis, ek dink redelik geld ingesit, sodat julle kan bydra of help vir gemeentes wat moontlik nie hulle predikant kan bekostig om homself te stuur nie, om te kan kom. Ja, meer as 80%, Maatjie sal eintlik dit kan bevestig, maar meer as 80% van die dominee se koste om te kom word deur die algemene synode gedek, en die 20% wat oorbly kan die dominee self betaal. Dis 'n minimale bedrag, maar dit sou ook vir die gemeente 'n geleentheid kon wees om hulle dominee op die manier te ondersteun. Maar dit vat die hand dan ook van gemeentes, nê? Dit is presies soos Nehouma sê, in die eerste plek wil ek sê, ons het die koste so laag as moontlik probeer maak. Ons het regtig slim gewerk, mooi geonderhandel met die venue. So ek dink geen maatskappy daar buite sal vir hierdie prys 700 of 650 of ons wag nog vir die finale getal dominees vir so lang tyd bymekaar kan bring. Ons het regtig slim gewerk met ons geld en verantwoordelik. En dan is dit soos Nehouma sê, ons sponsor die dominees dan met meer as 80%. So jy het eintlik 'n baie klein bedrag wat jy bydra, en daar waar iemand dit glad nie kon bybring nie, het ons 100% vir hulle bygedra. So dit is lekker om te kan sê, ons het op daai manier ook probeer help. Nehouma, en jy het in Kerkbode ook geskryf hieroor rondom die motivering vir die byeenkoms, en sorg het baie sterk uitgekom. Wat is dit wat dominees veral, ek dink moontlik enkel in 'n gemeente blootstel aan 'n behoefte vir versorging in so 'n breër konteks? Ja, Eileen, ons het 'n taakspan wat spesifiek ook oor die welstand van predikante navorsing doen elke jaar, en ons het verlede jaar 'n verslag gekry van daardie taakspan wat daarop dui dat daar wel dominees is wat wie se veerkragtigheid onderdruk is, wat emosioneel moeg is, en ons het op verskillende maniere gedink, hoe kan ons aandag gee? Hierdie saamkoms was een daarvan gewees. So, weet mens wil nie die goed oordramatiseer nie, maar die werklikhede waarin dominees werk, kan 'n mens ook nie ontken nie. So, as jy jou 'n werksweek voorstel, waar jy 'n begrafnis lei, die naasbestaandes troos, ondersteun, daarna uitgeroep word na 'n huis waar daar konflik in die huwelik is, jy daai selfde week gevra word om 'n inspirerende praatjie by 'n saalopening by die skool te doen vir laerskoolkinders, en daarna moet jy gaan hospitaal besoek doen en jy sit by 'n sterwende persoon. Intussen is jy besig om Sondag se preek voor te berei. Iemand kom jou sien wat kwaad is vir sy buurman, en intussen het jy ook 'n gesin, en jy het vrese, en jy het teleurstellings, en jy's ook om verskeie redes onderdruk in jou persoonlike lewe.
So in 'n tyd wat die wêreld ook baie verdeeld is, ook die kerkwêreld en ons eie kerk baie verdeeld is, dis 'n tipe spanning wat 'n mens nie altyd jou vinger op kan sit nie, maar dit is 'n onderliggende spanning, wat jou dreineer. En weet jy wat is een van die goed wat mense doen wanneer hulle so onder druk kom, is hulle isoleer hulle self. Dit gebeur met gemeentes ook, wat net sê, ons wil nie hierdie goed, ons wil nie meer koerant lees nie, ons wil net gemeente wees hier waar ons is. Maar op 'n manier is dit ook net 'n oorlewings tegniek en moet ons dominees ondersteun en bystaan om met hierdie tipe van realiteite te leef. En dit is so dat ons 21 jaar laas ons dominees op hierdie manier bymekaar gehad het. En ek dink dit is 'n absolute Kairos oomblik vir die kerk om te sê, kom ons kom bymekaar, nie om te sê ons dink almal dieselfde nie, maar om ons verbondenheid met mekaar, ons verbintenis met mekaar te verdiep, om saam ons roeping te vier, mekaar daaraan te herinner, dat die Here met ons op pad is, as kerk, as leraars, en ons is die liggaam van Christus, en dat ons mekaar sal vashou ten spyte van verskille, en ten spyte van die eise wat die bediening aan ons stel. En die naam van die byeenkoms is predikante saamkoms met die saam in hoofletters. Maar en die program in besonder is daarop gerig om saam geleenthede te skep, en die saamgeleenthede is juis nie vergaderings en lang lesings nie, want ek was nou ook al by 'n paar synodes en ek dink nie mens kan dit per definisie beskryf as ontspannend en verkwikkend noodwendig nie. Vertel vir ons oor julle program wat julle saamgestel het. Dit is 'n besonder innoverend, ek dink nie eers dis die regte woord, kreatief. Julle baie kreatief gedink. Ek dink die span wat saamgewerk het is 'n diverse en lekker span. Ons het uit al die verskillende streeksinodes mense gehad wat saamgewerk het, oud en jonk, stad en platteland. So dit was 'n lekker kreatiewe saamwerk, of is nog steeds. En ons het vir mekaar gesê, as jy nou sommer dink 20 jaar terug, as jy 'n TV-program wou kyk, dan het almal in die gesin saam 'n TV-program gekyk, want jy dalk DStv gehad of jy het dit nie gehad nie. En daar was beperkte keuses en jy het nou maar die 7 uur nuus gekyk of so, of die 8 uur nuus. Maar vandag werk dit nie meer so nie. Mense is gewoond om keuses te hê. Ek dink nou maar net as ek iets op die TV wil kyk, dan gaan ek deur al die Netflix en dan het ek Showmax en so aan. Daar is soveel keuses. So die tyd waar jy 'n captive audience het, waar jy byvoorbeeld 'n byeenkoms reël en jy sê almal gaan vir ure na die spreker luister wat ons gekies het, ek dink dit is verby. Mense is net nie meer gewoond daaraan nie, hulle soek keuses. En dominees se behoeftes verskil. Dit hang af waar jy in jou bediening is, so om een tema te kies of een spreker te kies wat met almal dieselfde pad stap, het ons gedink gaan nie werk nie. En toe het ons gesê, goed, hoe kan dit dan anders lyk? Want ons wil ook in tye saam wees, maar ons wil ook vir mense keuses gee. So op die ouende gaan die program amper werk soos wanneer jy by 'n kunstefees is. Die eerste uur en die laaste uur van die dag gaan ons almal saam wees, maar die fokus gaan meer wees op lofprysing en op viering. En dan die middelste 4 sessies van elke dag, so dit gaan op die einde 12 sessies wees altesaam oor die paar dae, waar jy dan jou eie program gaan saamstel. So elke uur gaan jy tussen 12 en 15 keuses hê, en dit gaan verskil. Jy gaan werkswinkels kan bywoon met verskillende temas. Jy gaan 'n Bybelskool kan bywoon. Jy gaan 'n sessie kan bywoon wat meer 'n pastorale aard is van 'n kleiner groepie. As jy lus is om saam met 'n groep dominees 'n berg te gaan uitklim, kan jy dit doen. So daar gaan iets regtig waar vir almal wees. En aan die laaste aand, die donderdag aand, is daar 'n groot verrassing. Maar daarvan gaan ek ongelukkig nou niks weggee nie. Maar ja, dit is 'n unieke program. En die laaste ding wat ek wel wil sê is, ons het meer as 100 dominees wat betrokke is in die program. So dis regtig 'n predikante saamkoms vir dominees, deur dominees. So daar's nie 1 of 2 mense wat nou die hele tyd die mikrofoon gaan hê nie. Almal gaan iets doen en so gaan ons iets gee en ook iets ontvang. Dankie, Maartje. Ja, kerkbode gaan ook daar wees, so hou gerus vir ons dop. Ons gaan
live report, wil ek dit nou so stel, van alles wat daar gebeur. Prof. Marius Nel, baie dankie dat jy saamgesels met ons hierdie keer. Jy is nou betrokke by die teologiese raamwerk agter hierdie byeenkoms. Vertel vir ons meer daarvan. Wat is dit en hoekom is dit nodig? Graag, Eileen. Dit was van die begin af van die projekspan baie belangrik gewees dat daar 'n teologiese basis vir die byeenkoms sou wees. Dat daar 'n belydenisgrondslag sou wees, of jy sal sê 'n teologiese raamwerk sou wees. Al is die formaat soos die van die kunstefees, is dit nie 'n Afrikaner taalfees of mense wat budgies boer fees nie. Dit is 'n saamkoms van predikante en dit was vir ons dan 'n belangrike vraag hier. Wat bind ons aan mekaar? En dit is dat ons gebind word deur ons gesamentlike geloof. En toe is nou vraag, wat is die gesamentlike geloof? Kon ons geen beter manier kry om dit te artikuleer as wat deur die Bybel self geartikuleer word, net die verhaal van Jesus. So ons het lank hieroor gepraat en net besef die ding wat ons aan mekaar bind as kerk is dat ons almal ingetrek is in hierdie verhaal van Jesus wat begin met sy geboorte en wat sal eindig met sy wederkoms. En daarom het ons dit gekies as ons teologiese raamwerk met verskillende stasies in Jesus se lewe wat ons dan saam vier. En jy sal sien dat al die teks wat ons gekies het kom uit die Lukas evangelie uit. Doodgewoon omdat Lukas die enigste evangelie is wat vir ons die hemelvaart van Jesus ook beskryf en vertel. En daarom het ons vir Lukas gekies. Ek het dit interessant gevind, jy het dit vir my aangestuur. Ek sal graag wil hoor of daar vir jou 'n spesifieke stasie is wat vir jou spesiaal is. Ek het persoonlik redelik baie sterk aandag gevind by die stasie rondom Jesus se lyding, dat God se pad na verlossing omgekeerd werk is wat ons as mense dit sou verkies, dikwels weer deur lyding in plaas van dit wegneem. Ja, dis 'n interessante vraag, né? Want ek dink hierdie geskiedenis sal ons sien dat verskillende denominasies en verskillende individue amper meer direk aangespreek word deur een van die stasies en dit nooi jou dan natuurlik in die hele verhaal. Jy kan nie 'n stasie uit die verhaal uithaal nie. Ek sê nog gesê as ek na my persoonlike lewe kyk, dan is dit een oor die opstanding. Want ek glo met hele hart dat die opstanding van Jesus maak dit 'n unieke verhaal. Dat ons 'n unieke hoop het. Nie net jy weet dat Jesus het hom mooi gekom sê het of ek hom mooi gekom doen het en toe weg is nie of ons oorgelaat het uit die dood nie. Dat die verhaal van Jesus se opstanding herdefinieer in 'n sekere sin die hele verhaal, gee dit 'n sekere rigting en 'n sekere kontuur. Maar ek dink die wonderlike is dat ook al ons saam praat, ons net besef, jy kan nog stasies byvoeg, jy kan amper, die evangelie is so ryk, jy kan amper die brieke neem, ons het net soveel dae en soveel sessies, van daardie indeling soos jy het kry, maar ja, dit is 'n interessante vraag is, wat ook vir die mense wat by mekaar kom, elke individu, ergens in jou lewe het iets wat jou gespreek, dalk was dit Kersfees, dalk was dit Pinkster of Paasfees, dit sal interessant wees om dit by elke persoon ook te hoor. Ja, weet jy, soos jy praat, laat jy my dink aan iewers het ek 'n aanhaling gehoor, die lewe van Jesus was eintlik insignificant little Jew, daarso in Palestina, en 2000 jaar later praat mense nog steeds oor hom. Hierdie jaar, hy haal nog steeds die voorblaaie van internasionale publikasies. Is dit nie verstommend? Die geloof wat ons saambind nie, geloof in Jesus. Hoe sou jy graag wil dat mense se verstaan van hulle self verander by hierdie byeenkoms of wat by hulle moet gebeur? Kyk, dit is ook 'n samekoms van predikante. En ek dink elke predikant het 'n roepingsverhaal en as jy met predikante praat en jy praat oor hulle geloofsvorming in hulle reis, dan is dit baie sterk gevorm deur hulle lees van die Bybel, hulle ervaring van hierdie verhaal. En dan is daar 'n plek wat jy kom, dalk in 'n gemeente of in jou bediening, waar jy amper nader getrek word en opgetrek word met allerlei prosesse. Dit is van administrasie, jy weet tot geld insamel. En jy word as dit ware die verhaal vervaag in jou lewe. Die greep wat hierdie verhaal, die evangelie van Jesus op jou het. En ek dink deel van die motivering agter die samekoms is nie net om vir jou nuwe tegnieke te leer hoe om jou rekenaar te gebruik wat kos nie. Dit ook, né? Dis ook belangrik. Wat in diepste net weer die wondere van hierdie verhaal te ontdek en dat jy besef jy het jou lewe gewy om in ritme met Jesus te leef. As ons dit kan regkry met mekaar en besef dat ons doen dit dalk verskillend soos Maatjie of nou Elma gesê het, dit is nie of ons doen dit dieselfde manier nie, maar ons almal leef eintlik in ritme met hierdie verhaal en dit bind ons ook aan mekaar en natuurlik ook aan Christus. Baie dankie. Nee, Elma, laaste woord. Eline, ek luister nou na 'n Maatjie wat weer die vergelyking met 'n kunstefees. Nou het ek ook al gelees,
weet mense wat krities staan teenoor die byeenkoms sal sê, hulle gaan kunstefees hou of hulle sponsor 'n piknik. Die belegging wat ons hier maak is nie in 'n byeenkoms nie. Die belegging wat ons maak is in mense se lewens, spesifiek leraars se lewens, wat hulle lewens wy aan God en aan mense. En dit is die hart van hierdie byeenkoms. Dis om mense wat elke dag en vir jare reeds hulle lewe hiervoor gee. Nou is ook jong predikante in ons midde. En hierdie is ook vir ons 'n geleentheid om jong predikante en predikante wat al langer en ervare in die bediening is bymekaar te bring en dat dit 'n bemoedigende ervaring vir mense sal wees. Dit is ons belegging. Ja, ek dink dit is 'n voorreg om so geleentheid te kan hê. En daarom hoop ek dat almal wat dit gaan bywoon en wat betrokke is, dat ons nou al sal voorbidding doen, ook vir dit wat die Here in daai week kom doen. Op die einde van die dag is dit die kern waaroor dit gaan. Soos Marius gesê het, ons verhaal is ingebed in 'n groter verhaal. En ons vergeet dit baie keer as ons betrokke is met 'n klomp ander goed in die kerk. En my hoop is regtig dat mense daai verhaal weer sal ontdek en sal ontdek hoe die Here ook elke dag in ons lewe opstaan. En die krag van die opstanding en ook al die ander fases van die verhaal. Maar ek glo dat dit tot versterking sal wees vir elke predikant en ook so vir die hele kerkverband. Baie dankie. Ek sien vir julle einde Augustus en dan gesels ons verder hieroor.